voorreg om so saam te kan wees en ek glo en vertrou dat die Here ook vir ons saam sal seën. Kan nie glo is al die 4de boodskap in hierdie reeks nie. Daar's nog net 2 oor. Môre aand 6:30 en dan ook Sondagoggend gaan ek die laaste gedeelte ook daarvan met u dan ook behandel. Nou ja, ek gaan net gou hierdie ouetjie aan die gang kry. Ons het redelik ver gevorder en die tema van hierdie hele reeksie waarby ons dan stil staan in hierdie skrifgedeelte, Deuteronomium, as hy dan ook vir ons sê daar in hoofstuk 6 vers 23, en hy het ons daarvandaan uitgelei om ons in te bring uit Egipte, waar die Here vir ons dan ook wil kom uithaal, die paaslam wat vir ons geslag is, die Rooi See waarna ons dan ook gisteraand gekyk het, en nou kom ons vanaand by hierdie woestynlewe, vanaand en môre aand veral, 'n belangrike gedeelte, want ek dink daar's baie kinders van die Here, wat in hierdie omstandighede hulle self verkeer, en daarom is dit belangrik dat ons moet verstaan, die Egipte lewe wat dan staan vir die natuurlike mens, die ene wat verlore is, hy is in hierdie toestand, is hy gebore, hy is onder hierdie slawerny van sonde wat hy geplaas is, en dan dat die Here vir hom wil kom uithaal uit hierdie verdrukking van sonde, want die woord van die Here is baie duidelik as hy sê, hy wat die sonde doen, is 'n slaaf van die sonde, ek is onder daardie slawerny is ek gebore, daarom dat ek die dinge van hierdie ou wêreld wil doen, en daaronder lewe, en God moet dan ook die ontwaking en die opwekking in die persoon se hart kom werk, sodat hy met die Here moet deurgaan. Ons het stil gestaan by die Rooi See gisteraand, waar daar die persoon ervaar die volkome verlossing, en ek word afgesny, waar die Here baie duidelik sê, daar in Romeine, dat hy daar die lewe vir my kom gee, Johannes hoofstuk 10, vers 28, ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan nie. Ek word afgesny, losgemaak van hierdie Egiptenare, hierdie slawedrywer, die Satan, die duiwel, wat in my hart, in my lewe wil kom werk om my daar te hou. Die finale aanslag wat hy probeer het om my daar uit te hou, het ons gisteraand baie duidelik gesien. En nou kom ons by hierdie woestynlewe. Dit praat van die vleeslike mens, dit praat van 'n val en opstaan lewe. Soos baie mense dit ook in hulle geestelike lewe ervaar, en dan sê hulle, ag maar die dinge van die Here werk nie vir my uit nie. Dit is hierso waar die sonde 'n invloed in my lewe het. Hierdie wet teenoor die tabernakel. Dit is hier waar daardie haat van die lewe, waar Paulus dan ook self sê, die dinge wat ek wil doen, dit doen ek nie, en die dinge wat ek nie wil nie, dit doen ek. Daardie begeertes, daardie oorwinning van daardie dinge wat hier in my lewe so stryd voer, die versoekings wat kom, maar daar moet ook geestelike groei in hierdie lewe plaasvind. As u kan onthou, ons het redelik stil gestaan, net voor die Pinkstertyd, by hierdie geestelike lewe, hoe kan ek weet dat ek 'n kind van die Here is? En een van die aspekte van 'n kind van die Here, is dat daar geestelike groei in sy geestelike lewe moet plaasvind. So die woord van die Here is vir ons baie duidelik daar rondom. En daarom, as ons na hierdie saak ook gaan kyk, hierdie woestynlewe, dan nooi ek u om saam met my in die woord van die Here te blaai, in Eksodus hoofstuk 15. Eksodus die 15de hoofstuk, ons gaan daar die eerste gedeelte dan daarvan saam lees. Eksodus hoofstuk 15 vers 22 tot 27, en dan kan u ook blaai daarso na Romeine hoofstuk 7 toe. Romeine hoofstuk 7, dat u maar die vinger daar sal hou, as ons dan daar ook gaan saam lees. Die eerste gedeelte, Eksodus hoofstuk 15, vanaf vers 22 tot en met vers 27, en dan Romeine hoofstuk 7, vers 17 tot en met vers 25. Goed, ek lees dan vir u voor, Eksodus hoofstuk 15,
vers 22. Daarop het Moses die Israeliete laat wegtrek van die Skelsee af, en hulle het uitgetrek na die woestyn Sur. Hulle het toe 3 dae lank in die woestyn getrek, en geen water gekry nie. En hulle het in Mara gekom, maar kon die water van Mara nie drink nie, want dit was bitter. Daarom heet die plek Mara. Toe murmureer die volk teen Moses en sê, wat moet ons drink? En hy het die Here aangeroep, en die Here het hom 'n stuk hout gewys. Dit het hy in die water gegooi, en die water het soet geword, en daar het hy vir hulle insetting en verordening vasgestel, en hulle daarop beproef, en gesê, as jy getrou na die stem van die Here jou God luister, en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê, wat ek op Egipte land gelê het nie, want ek is die Here wat jou gesond maak. Daarop het hulle by Elim gekom, waar die 12 waterfonteine en 70 palmbome was, en hulle het daar by die waterlaar opgeslaan. Dan, daar in Romeine hoofstuk 7, vers 17 tot en met vers 25. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek vind dus hierdie wet. As ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens. Maar ek sien 'n ander wet in my lede, wat stryd voer teen die wet van my gemoed, en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus ons Here. So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Soos ek reeds vir u gesê het, hulle het nou deurgetrek, en daar by daardie, waar die Here hulle gebring het, by die Rooi See, droogvoets deurgetrek, die Here het daar die Rooi See weer toegemaak, en daardeur vir ons kom wys, dat wanneer hy ons kom red, dan doen hy 'n volkome en 'n volmaakte werk in my lewe. God doen nie 'n halwe werk nie. Wanneer hy ons kom red, red hy ons nie half nie. Hy red ons volkome. Hy maak ons volkome vry. Hy verlos ons volkome. En daarom moet ons dit ook weet. Om die sonde te doen, is nie die probleem van kindskap, of 'n kind van die Here is of nie. Want Paulus sê baie duidelik, hier's 'n stryd wat hier binne in my is, en hierdie stryd is die sonde wat in my woon. Dis is daar nog 'n probleem hier aan my binnekant, en dit gaan ons dan sien. So dit gaan nie oor die probleem van kindskap nie. As daardie kind van my verkeerd doen, dan word hy nie sommer nou iemand anders sinne, en wanneer hy weer goed doen, dan word hy weer myne nie. So baie mense het hierdie gedagte in hulle kop. Wanneer hulle gered is, dan is hulle kind van die Here. Maar wanneer hulle sonde doen, is hulle weer 'n kind van die duiwel. Nee, dit gaan hier oor 'n verhouding. Dit gaan oor my verhouding met die Here, en hierdie verhouding met die Here moet nou groei. En daarom moet daar geestelike groei plaasvind in die kind van God se lewe, nadat die Here vir hom gered het. Hoekom? Hy's 'n geestelike babietjie. En waar begin 'n geestelike babietjie? By die melkkos. En dan gaan hy na die vaste koste toe. So hulle is deur die Rooi See, hulle is afgesny van die Egiptiese lewe, hulle is verlos van die slawerny van Satan. Daar's gehandel met sonde in hulle lewe. 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Spreuke 28 vers 13, wat vir my sê,
Hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan sal barmhartigheid vind. Daardie persoon wat barmhartigheid gevind het, hy is deur die Rooi See, hy is afgesny van hierdie Egiptiese lewe, van daardie slawerny, en hy is nou 'n kind van die Here. En dit word baie duidelik vir ons gewys in die woord van die Here, as ons daar in die woord dan ook gaan blaai, en ons sien dit daarso, as hy dit vir ons gee, in Exodus hoofstuk 15. Die eerste hoofstuk handel oor daardie wat hulle verlos is en hulle het 'n wonderlike loflied aan die Here gesing. As hulle dan daar in vers 2 ook sê, die Here is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword, hy het my verlosser geword. Daardie heil praat van verlossing. Ek het daardie verlossing gesmaak in my lewe. En is dit nie so, dat baie mense na hulle redding, dan is dit asof hulle daar op die top van die berg wil staan. Hulle wil getuig teenoor mense, die Here het my siel uit genade gered. Hulle wil almal stormloop, hulle vertel van daardie, wat die Here in my lewe kom doen het. Jeremia 2 vers 2, gaan en roep uit voor die ore van Jerusalem en sê, so spreek die Here, ek onthou die geneentheid van jou jeug, die liefde van jou bruidstyd, toe jy agter my aan geloop het in die woestyn, in die onbesaaide land. So was dit met hierdie volk, hulle het daardie wolkkolom en daardie vuurkolom gevolg. Hulle het God gevolg in daardie woestynlewe. Maar daar het dinge in hulle hart ontstaan waarvan die Here hulle moet bewus gemaak het. Kyk net hierdie beskrywing van daardie wonderlike verlossing wat hulle ervaar het. As hulle sê die Here het my tot heil geword, hy is my God. Hierdie getuienis van die Here het my deel geword. Daardie ou seentjie toe hy sterwe, en hy hou daardie ou vingertjie vas. Het daardie predikant nie geweet, hoekom daai kind, toe hy sterwe, daai vingertjie so vasgehou het nie. Maar sy mamma, na tyd het daardie predikant vir haar gevra, hoekom sou dit gewees het, dat daardie kind sy vingertjie so vasgehou het? En daardie mamma getuig teenoor hom. Ek het hom geleer, toe hy daar tot bekering gekom het, die Here is my herder. En hier getuig hierdie volk daarvan, hy is my God, hom sal ek roem, die God van my vader, hom sal ek verhef. Die Here is 'n krygsman, die Here is sy naam. Daar is niemand beter as die Here nie. Ek ervaar dit in my persoonlike lewe. Dit gaan voort daar in vers 6. O Here, u regterhand is verheerlik deur die krag. U regterhand, o Here, verpletter die vyand. O Here, wie is soos u onder die gode? Daardie tyd wat ek daar, soos hy hier dan ook getuig van daardie bruidstyd, wat ek agter God aangeloop het, waar hy my liefling was, waar ek kon getuig het in my persoonlike lewe. Hy is my beminde en ek is syne. Ons behoort aan mekaar, ons is verbind aan mekaar. Ek het 'n liefde, 'n besondere liefde vir hom. Die Here sal regeer vir ewig en altoos. Die getuienis van hulle hart. As hulle daarvan ook getuig, soos Jesaja 63 vers 7 sê, ek sal die goedertierenheid van die Here prys, die roemryke dade van die Here. So het hierdie volk dit dan ook gedoen. Hulle het getuig van dit wat die Here dan ook vir hulle gedoen het, hoe hy hulle uitgered het, toe hulle in benoudheid was, soos hy daar sê in Jesaja 63 vers 9, in al hulle benoudhede was hy benoud, die engel van sy aangesig het hulle verlos, deur sy liefde en deur sy medelee, het hulle verlos, en hy het hulle opgehef en hulle gedra, al die dae van die oudtyd. Is die wonderlik om so getuienis in my hart te mag hê. Maar ongelukkig moes hierdie volk dan ook later trek. En hulle moes agterkom dat daar slegte ondervindings in hulle lewe dan ook was. En die vraag wat kan gevra word, is hulle dan werklik gered? Het die Here hulle werklik gered? As hulle hierdie sonde dan vir hom doen, het hulle nie die Here teleurgestel in hierdie dinge wat hulle doen nie? En dan kom die aanklaer van die broeders, en hy sê vir hulle, sien julle, kyk wat doen julle, nou sê julle is gered, maar kyk wat doen julle. Ons kry dit baie keer, selfs daarin, waar daar 'n tyd was waar ek getrou was in my stilte tyd, getrou was in my bywoning, by geleenthede.
Maar daar het 'n tyd gekom waar ek daar die eerste liefde van my begin verlaat. Waar daar 'n louheid en 'n laksheid in my lewe kom, 'n verslapping, 'n nalatigheid, en dat ek nie meer so getrou is soos wat ek was nie. En dit is waarvan dit spreek as hulle kom daar by Mara. Eksodus 15 vers 22. Daarom het Moses die Israeliete laat wegtrek van die skelsie af, en hulle het uitgetrek na die woestyn Sur. Hulle het toe 3 dae lank in die woestyn getrek, en geen water gekry nie. En wat doen hulle? Begin murmureer. Praat van daardie dinge, wat hier in die woestyn lewe begin gebeur het. Hulle het begin murmureer oor water, hulle het murmureer oor vleis, hulle het murmureer oor kos. Ons sien dit selfs in huisgesinne vandag, selfs in die kerk en die samelewing. Oor die man teenoor die vrou murmureer, oor onbenullighede, kleinste dingetjies irriteer hulle. Daar in die kerk wil daardie persoon hom of haar laat gegeld. En elkeen is reg in sy of haar eie oë. En die skade word aan die saak van die Here gedoen. En hulle gee nie om nie, net solank ek my sin kan kry. Hoeveel keer gebeur dit nie? Hierdie mense in daardie omstandighede, hulle is dors. En hoeveel keer het dit nie al gebeur? Dink maar terug aan die eie lewe. Wanneer u op daardie punt kom dat u miskien baie dors is, of dat u dan dalk honger is, dan begin dit so asof daar 'n irritasie kom, is dit nie? Daardie irritasie lei tot murmurering. Man daar by die huis kom, is die kos nog nie reg nie. Hy begin murmureer. Is dit nie? Het dit al gebeur met u? Waar kom die probleem? Hulle moes agterkom, en dit is wat die Here vir hulle kom wys in hierdie omstandighede. Kleinste dingetjies wat hulle begin irriteer, skade wat gelei word. Hierdie volk het afgetrek daar na die Rooi See tot daar by die plek Mara. Nou hierdie naam Mara spreek van self. Dit praat van 'n plek van bitterheid. Daardie water wat bitterheid. Naomi wat moes gesê het toe sy daar teruggekom het in Benjamin Bethlehem, dankie. Toe daar in Bethlehem gekom het, en hulle sê, dis Naomi, wat sê sy? Is die Naomi, roep my Mara, want die Here het my bitterheid aangedoen. Hoeveel van ons is nie op daardie plek van hierdie bitterheid nie, hierdie volk in 'n moedelose toestand, bloedige woestynhitte, geen water nie. En toe hulle by daardie plek kom, was daardie water ondrinkbaar. En dit gaan oor tot murmurering. En wat sê dit? Hier kom daardie eie begeertes en behoeftes na vore. En ek wil hê hierdie begeertes van my, hierdie behoeftes van my, moet bevredig word. Op daardie stadium was daar maar min vertroue in God gewees. In plaas dat hulle oë opslaan na die Here toe en vir hom vra vir uitkoms, bars hulle oë uit teenoor Moses. En hulle sê vir Moses dan ook dat hy vir hulle water moet gee. Hier is die eerste teken van daardie ongelowige hart van hulle. Daardie onvermoë om op God te vertrou. Daarmee murmurering wat daar plaasvind. En hier gebruik die Here om aan hulle aan te dui hoe hulle harte ongelowig is en nie waarlik hulle geloof in God stel soos wat hulle moet nie. Hy wat hulle nou net daar uitgelei het. En dit kom wys vir ons dat daardie mense in 'n toestand is van geestelike babietjies. Hulle is nog nie by geestelike volwassenheid. U kan onthou dat ek vir u gesê het, as ek net gou kan teruggaan, hoe die Here gesê het, hy kon hulle daar al deurgevat het, maar hulle was nog nie gereed vir oorlogvoering nie. En net so in my geestelike lewe moet ek agterkom, dat daar dinge in my lewe is, waar die Here eers dinge moet kom uitwys vir my, om te sien dat ek nog nie op die geestelike plek is, waar ek geestelik volwassene is.
In hierdie stadium sien ons dat hulle nogal daar by daardie plek is van die geestelike onvermoë. Hulle is geestelike babietjies soos wat Paulus in 1 Korintiërs hoofstuk 3 dan ook sê. Ek broeders kon nie met julle spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike mense. Ons het dit baie duidelik ook gesien toe ek daardie prent vir u gewys het. Van hier is die woestyn, die Rooi See, en nou in die woestynlewe is dit daardie ene wat vleeslik is, die vleeslike Christen. Alles moet gaan soos wat ek wil hê dit moet gaan. 1 Korintiërs 3 vers 3 sê, omdat julle nog vleeslik is, want aangesien daaronder julle jaloersheid en twis en tweedrag is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie. Want as die een sê ek is van Paulus en die ander ek van Apollos, is julle nie vleeslik nie. So hy kom wys vir hulle hierso, dat hulle nog in daardie onvermoë is. Daar's murmurering teenoor die dienaars van God. Paulus gaan voort as hy sê, want as die een sê ek is van Paulus en die ander ek van Apollos, is julle nie vleeslik nie. Wie is Paulus dan en wie is Apollos? Anders as dienaars deur wie julle gelowig geword het. Ons sal later sien hoe daar mense is, hoe hulle opstaan teenoor die dienaars van God. Wat 'n gevaarlike posisie om in te verkeer. Paulus sê, ek het maar net geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. Soos hy dan wat plant of hy wat nat maak, niks nie. Maar God wat laat groei. Hulle reaksie wys daarop dat daar fout in die hart is. Net by die volgende ondervinding faal hulle God weer. Eksodus 15 vers 27, daarop het hulle by Elim gekom, waar 12 waterfonteine en 70 palmbome was, en hulle het daar by die water laar opgeslaan. Hulle dink hulle het gearriveer. Hulle het gedink hulle is nou net op die plek waar hulle is, en waar hulle moet wees. Hulle is nou geestelik, is hulle op daardie volmaakte plek. Hulle het tente opgeslaan. Hulle het daar begin kamp. Terwyl die Here eintlik maar vir hulle wil kom sê, dat daar nog 'n ander plek is waarheen hulle moet gaan. Ons sien ook die volgende gedagte. Daardie manna praat van onbeheerste ongeduld in hulle harte en lewens. Hulle het van Elim af weggetrek, sê Eksodus 16 vers 1 en verder aan. Het die hele vergadering van die kinders van Israel in die woestyn sin gekom, wat tussen Elim en Sinaï lê, op die 15de dag van die 2de maand na hulle uittog uit Egipte land. En die hele vergadering van die kinders van Israel het teen Moses en teen Aaron in die woestyn gemurmureer. Weereens hierdie murmurering. En die kinders van Israel het aan hulle gesê, het ons maar in Egipte land deur die hand van die Here gesterwe, toe ons by die vleispotte gesit het en volop brood geëet het. Want julle het ons in hierdie woestyn uitgelei om hierdie hele vergadering van honger te laat sterwe. Die onbeheerste ongeduld van hierdie mense. Net 'n maand en 15 dae later vind ons hoe hierdie mense in opstand kom. Hier kom weer die toets, die verdere toets van daardie volk. En kyk wat doen hulle. Hulle kla teenoor Moses. Julle het ons in hierdie land gebring om hier te sterwe. Terwyl God beloof het dat hy hulle na die oorvloedige land toe wil lei. En dit sluit ook in God se voorsiening op die pad. En hulle sien dit nie raak nie. Hulle sien dit nie raak nie. Hy wie sê dat hy weet wat ons nodig het. Daardie selfde God. Hy sê ek weet wat julle nodig het. Daardie selfde God wil kom voorsien op hierdie weg wat ons moet wandel. Maar wat doen die volk? Hulle beskuldig Moses dat hy hulle uitgelei het. Hulle beskuldig Moses dat hy hulle daar wil laat sterwe aan honger. Weereens die onvermoë om te wag op die uitkoms en die voorsiening van die Here. Vir hulle is asof daar op hierdie stadium geen God is nie, en hulle haal hulle oë van die dinge van die Here af, en hulle dink dit is klaar met hulle. En hierdie ongeduld van hulle bars uit in dit dat hulle manne van God begin aankla.
Eksodus 16 vers 4 sê, toe God hulle raak gesien het en Moses dan ook tot God geroep het in gebed, toe sê die Here vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën. Dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel, sodat ek kan beproef, hoor mooi, hierdie brood, hierdie manna wat die Here gaan stuur, gaan weer eens 'n toets vir hierdie volk wees. Gaan hulle na my stem luister, of gaan hulle nie luister nie? Of hulle in my wet sal wandel of nie? Wat gebeur in hierdie omstandighede? Hierdie volk word gesê dat hulle moet elke dag hulle stukkie gaan optel. Maar die dag voor die Sabbat moet hulle 2 mates gaan optel. Want op die Sabbatdag gaan daar nie wees nie. Hoekom? God het gerus op daardie dag. En nou kom hy kom wys vir hierdie volk, maar daar's nog iets in jou hart. Want wat het hierdie volk gedoen? Die woord van die Here sê hulle het uitgegaan. Hulle wou nog manna gaan optel op die Sabbatdag. En Moses het kwaad geword omdat hulle na God geluister het nie. Hierdie toets wat die Here gestuur het. Sodat ek hulle kan beproef of hulle in my wet sal wandel of nie. Weereens faal hulle God in hierdie omstandighede. Hulle is ongehoorsaam. En hoeveel keer vind ons dit in die kind van God se lewe? Deuteronomium 8 vers 2 sê, en jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou al 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproewing om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. So dit is die doel van hierdie woestynlewe, om vir my te kom wys hoe lyk my hart hier binnekant, om my te kom toets in hierdie omstandighede, om my hart te kom toets, soos Jeremia sê, hy is die ene wat die niere in die harte kom toets. God moet my hart kom openbaar, hoe lyk hierdie hart van my, en duidelik moes hierdie volk erken, dat hulle sit met 'n onrein hart. Daardie vuur van die eerste liefde het vervlou. Hulle het eers God se heerlikheid besing. Nou verlang hulle terug na Egipte toe. Hulle verlang terug na die dinge van hierdie wêreld wat hulle eers versadig het. En is dit nie so dat baie keer die mense in hierdie omstandighede, hy gaan leeg daar en hy kom leeg daar uit. En daarom het baie mense ook krities raak teenoor Moses en Aaron. 'n Teken van 'n teruggevalle toestand. Gaan toets maar hoeveel keer, as ek krities raak teenoor ander mense, is daar eintlik fout maar in my eie hart, en is dit nodig dat ons moet inkyk in ons hart en raak sien, waar lê die werklike probleem, want het is makliker om uit te kyk en ander die skuld te gee, as om my vinger na myself te wys. Maar God los hulle nie net daar nie, hy vat hulle nog 'n bietjie verder, hy vat hulle daar na Rafidim toe. En wat gebeur daar by Rafidim? Weereens is daar nie water nie. Weereens kom hier die mense en hulle twis met God, hulle soek fout. Sien, die probleem gaan oor die gebroke verhouding tussen die kind en die Vader. Sonde het 'n smet op ons lewe kom laat. Soos wat Paulus daarvan spreek en ons het dit reeds gelees. Hy sê, want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. En hoor mooi, hier praat hy nou van die individuele sonde. Daar by my redding het God met my sonde in totaliteit kom handel. Maar hulle moes agterkom, hier is dinge wat nog skuil in hulle hart. En hierdie probleem is die sonde, nie sondes nie, maar die sonde waarmee gehanteer moet word. Want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. En as ek dit doen, wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Hier is die probleem in die hart. Hier is die krisis waarmee elke ene nog sit, wat deur daardie redding is, wat die Here kon verlos het, wat hy kon vrymaak het. Kom my agter, maar hier is nog iets in my hart gesetel.
En dis die sonde wat in my woon, want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees niks goeds woon nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek dit doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Hier is die krisis, hier is die situasie waarmee ons sit. Die natuurlike mens het 'n stryd in sy binneste. En nou sê die woord van die Here daar in Galasiërs, die gees staan teenoor die vlees en die vlees teenoor die gees, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. En hy kom wys vir ons die werke van die vlees. So hier binne in my hart is 'n bondgenoot van die Satan. Ek is afgesny van die Satan, maar hier is nog 'n bondgenoot hier binne. En dis die sonde wat binne in my is, wat in my woon, wat uitgehaal moet word en mee gehandel word. Weereens sê ek dit, by redding het God met my sondes kom werk, in totaliteit, in meervoud. Maar in die onderuit kom hart, kom wys hy vir my die sonde uit, in enkelvoud. Daarom moes die Here ook hier die volk daar na Rafidim toe lei. Daarom het die hele vergadering van die kinders van Israel volgens die bevel van die Here van plek tot plek in die woestyn sin getrek en laar opgeslaan in Rafidim. En daar was geen water vir die volk om te drink. Hier is 'n herhaling van die vorige keer. Wat doen hulle? Begin weer te murmureer. Liewe hoorder, ek wil vir u sê, dat baie mense in hierdie omstandighede dink, o, ek het nou oorwinning oor hierdie ding behaal, dis agter die rug. Daai ding gaan weer oor jou pad moontlik kom. En die Here gaan dit weer stuur om vir jou te wys, dat hier 'n probleem in jou hart is. Soms behaal ons oorwinnings en dan dink ons is op die kruin van die golf. In die volgende oomblik kan sien ons maar ons is maar weer hieronder. En ons het maar weer God gefaal, soos wat hierdie volk dit dan ook gedoen het. Kan ons eintlik maar sê hierdie volk is asof hulle van erg na erger gegaan het. Hulle murmureer weer, maar nie net dit nie. Hulle twis ook met Moses, Eksodus 17 vers 2. Toe twis die volk met Moses en sê, gee julle vir ons water om te drink. Hulle vaardigheid om hierdie sonde in hulle lewe te laat toeneem. Eksodus 17 vers 7. En die plek Masa en Meriba genoem vanweë die twis van die kinders van Israel, omdat hulle die Here versoek het deur te sê, is die Here in ons midde of nie. Is hierdie saak 'n bekende saak by ons? Hoeveel keer het ons nie al in hierdie omstandighede gevra, waar is die Here dan? Dit voel of ek die las alleen dra. Is die Here dan nie by my nie? Wat het van die Here geword? Ek bid, maar die Here hoor my nie. Terwyl die woord van die Here sê in Hebreërs hoofstuk 13, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Wat is God se nooit? Is nooit. God is 'n waarmaker van sy woord. Hy sê dit immers vir ons, dat hy nie 'n God is wat sal lieg, of 'n mensekinder het hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of iets spreek en dit nie waarmaak nie? God is 'n waarmaker van sy woord. Lê die probleem nie dalk by my? Is dit die probleem hier binne in die hart? Hierdie onrein hart wat die Here moet kom wys nie? Is my vertroue werklik op die Here? Of moet ek vanaand kom sien, dat ek daardie vertroue eerder in myself of ander dinge gestel het, as wat ek dit werklik in God gestel het? Want maak in hierdie omstandighede, in plaas van om op te kyk, is hulle geestelik blind en hulle soek uitkoms by mense. Terwyl die Here vir ons sê daar in Jeremia, vervloek is die man wat die arm van 'n man sy sterkte maak. Hulle het gedink dat die teenwoordigheid van God waarborg, hoor mooi, hulle het gedink dat die teenwoordigheid van God waarborg voorspoed, en dat daar geen teëspoed ervaar sal word. Hy wat godvrugtig wil lewe, sal vervolg word. Daar sal probleme op my pad wees. Daar sal dinge wees waar die Here vir my moet kom toets
en die egtheid van my hart kom uitwys. Hulle hart word geopenbaar. Alhoewel hulle blind is daarvoor, sien hulle dit nie raak nie. En is hierdie skrifgedeelte so van toepassing in 2 Korintiërs 6 vers 12. Nie in ons het julle dit te nou nie, maar in julle binneste het julle dit te nou. Waar lê die probleem? Hier binne in die hart. Ander aspekte raak vir my belangrik. En ons sien die probleem waarmee hierdie mense sit, is dat daar klomp samelopers is. Gemengde skare wat hulle afvallig van God wil maak. Mense wat baie keer in die kerk sit, hulle dink hulle is gered. Maar is baie keer mense wat ook begin murmureer. En hulle maak mense afvallig. Die hartseer daarvan is dat die Here eintlik maar harte wil kom openbaar en dat ek moet sien waar lê die probleem. En dit vat vir ons na die volgende plek toe waar hulle moes aandoen. U kan maar self gaan lees hoe Moses dan ook daar die wet van die Here gekry het, hoe hy daar op die berg moes opgegaan het. En daar op die berg gee die Here vir hom die wet, hy gee vir hom daarso hoe die tabernakel moet wees en die tabernakel se uitleg wat presies gemaak moes word soos wat God dan ook vir hom daar op die berg dan gewys het. En nou, Moses vat te lank om af te kom. Leef Moses nog? Is Moses nog deel van ons as volk? En ons sien daar Eksodus hoofstuk 32, hoe die Here daar vir Moses op die berg en die instruksie wat hy ontvang het, tot by hoofstuk 32 gee. En hierdie volk kan nie verstaan dat Moses so lank wegbly nie. En hulle sê dan vir Aaron die volgende, Eksodus 32 vers 1, toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, het die volk rondom Aaron versamel en vir hom gesê, kom maak vir ons gode, wat voor ons uittrek, want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipte laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het. Dit kan nie wees nie, dat hierdie volk, wat daar die verlossing ervaar het, nou 'n afgodsbeeld in hulle midde wil hê. Hulle soek ander gode. Hulle voeg die daad by die woord, hulle maak 'n afgodsbeeld. In hulle onvolwassenheid maak hulle self skuldig. Toe Moses sien dat die volk bandeloos was, want Aaron het hulle bandeloos laat word, tot leed vermaak onder hulle teestanders. Kyk wat gebeur met hierdie skep van die goue kalf. Hulle raak vermakerig. Daar kom 'n weersin in hulle harte. Hulle wil hulle sin kry, en as hulle nie hulle sin gaan kry nie, dan gaan hulle terug daar na Egipte land toe. En dit maak dat hulle mense wil probeer terugkry. Mense wat nie meer getrou is in dit wat die Here wil hê hulle moet doen nie. Terwyl die woord van die Here sê, ek moet my onderlinge byeenkomste versuim nie. Wat nog van die Sondag bywoning en al die dinge wat daarmee saamgaan. En hierdie mense dink, as hulle nou spiteful wil wees, as ek die Engelse woord kan gebruik, dan gaan hulle sommer nou begin, hulle gaan wegbly van die kerk af. Hulle gaan die kerkraad en die dominee spyt. Hulle gaan ook nie meer hulle tiende gee nie. En hulle doen hierdie ding, hulle doen daardie ding. En eintlik sê die woord van die Here, dit is in ons harte wat ons dit te nou het. Die probleem is in die hart, en dit ontstaan in die hart. Omdat daar 'n onrein hart is hier binnekant, en God moes dit vir hulle kom uitwys het. En eintlik het hulle maar net die seën van God wat hy vir hulle wou gebied het hulle misgeloop. Ons sien dit in die woord van die Here baie duidelik. En ons sal later daarby stil staan. Hoeveel keer vind ons nie daar en daar die woestyn lewe? Selfs man teenoor vrou en vrou teenoor man. As hulle nie hulle sin kry binne in daardie huwelik nie, dan onthou hulle sekere regte. Hulle raak kwaad vir mekaar. Daar stilstuipe wat ontstaan. Hulle hou rekening van die kwaad, en wanneer daar rusie ontstaan, dan begin hulle al hierdie dinge uit te haal. Ek wil vir u vra, eer ek God werklik in hierdie optrede? Hoeveel keer ly God se saak nie skade deur mense wat nie besef
dat dit hulle te nou in hulle eie harte het nie. Daar's min geestelike groei wat plaasvind. Stiltestyd, die woord van die Here, die getuienis wat ons moet uitdra, ly skade. En hoor mooi, die duiwel is tevrede daarmee, wanneer iemand in daardie omstandighede is, want nou is ek nie meer 'n krag vir God in die hand nie. Ek is nie meer 'n bruikbare instrument nie. Ek begin al meer agteruit en terug te staan in my lewe. Vaardigheid in die woord van die Here, die getuienis deur die Heilige Gees, wat die Here wil gebruik, kan hy nie meer gebruik nie, omdat ek nie meer op die plek is waar ek moet wees nie. En ek ly skade op daardie gebied. Baie mense in omstandighede raak lig geraak. Hulle begin later afleidings te maak. Daardie boetie, daardie sussie het my nie gegroet nie. En nou is hulle so lig geraak, daar's iets tussen daardie persoon en my. Daai persoon het my nie gegroet nie. En hy lei af dat daardie persoon iets teen hom het. Hy maak sekere opmerkings en ek raak so lig geraak dat ek dink dit is my persoonlik en ek trek dit persoonlik aan. En my ego kry seer en ek is lig geraak. Miskien het iemand net 'n grap en 'n wyse iets gesê en nou is ek so lig geraak, ek is kwaad vir daardie persoon vir maande. En soos 'n beer met 'n seer poot, lek ek my wonde. Dis hoe die woestynlewe lyk vandag. Dis hoe mense in daardie woestynlewe lyk. Hulle is tot oneer van God. En God kan hulle gebruik as instrument soos wat hy wil nie. Hierdie volk het bandeloos geraak. Hulle het afgode ingevoer, dinge in hulle lewe wat daar nie moet wees nie. Wat is die sterk eienskappe van die vlees? Hulle oë was op mense. Hulle blameer ander mense vir hulle eie probleem. Aaron het selfs die blame op die mense geplaas. Hulle het gesê, ek moet vir hulle daardie afgod maak. In plek sodat hy die probleem in sy eie hart gaan soek het. En wat se opmerking maak God van die volk? In hoofstuk 32 vers 7 tot 8. Die volk het gou afgewyk. Hulle het verderflik gehandel. Hierdie volk wat hy nou verlos het. Waarin kan ek as kind van die Here afgode in my lewe maak? Die woord van die Here is baie duidelik. My buik, geldgierigheid, liefhebber van genot as eerder 'n liefhebber van God, en so kan ons aangaan. Hierdie is dinge wat my van daardie posisie wat ek in God verkeer wil kom beroof. Daardie voorskrifte wat hy vir my kom gee, dat ek nie volgens daardie voorskrifte leef nie, en ek is in ongehoorsaamheid. Ons sien nog 'n persoon, en daardie persoon is Nadab en Abihu. Wat het met Nadab en Abihu gebeur? Daar was eiewaan, teen mense opgetree, terwyl God vir hulle daardie priesterskap gegee het. In daardie priesterskap het hulle sekere ampte gehad wat hulle moes vervul het. En wat gebeur in hierdie omstandighede? Hulle was aangestel terwyl daardie reukoffer altaar daagliks bedien moes word. Daar moes gedurig vuur gewees het voor God se aangesig. Hulle moes daardie vuur gebring het van daardie koperaltaar af wat God self aan die brand gesteek het. Hulle moes daardie vuur, moes hulle daar gedurig aan die brand gehou het. Daardie as moes verwyder word. Maar wat doen hierdie twee manne? Hulle bring vreemde vuur voor God. Hulle moes daar van daardie altaar daardie kole geneem het. Maar hulle bring hulle eie vuur in. Vuur wat God nie beveel het nie. 'n verdraaide godsdiens. En dit is die hartseer waarmee ons sit vandag. As Levitikus 10 vers 10 sê, en julle moet onderskeid maak tussen wat heilig en onheilig is, en dit wat onrein en wat rein is. Dit daar is nie plek vir vreemde vuur in die hart van God se kinders nie. Hierdie vuur van daardie diens en aanbidding voor God moet volgens God se voorskrif wees.
Daar's geen plek vir eie waan in ons lewens. Dat ons eie godsdiens probeer daarstel nie. Hoeveel mense probeer hulle eie godsdiens? Ek wil God so dien en ek wil God so dien. Ek wil voor die televisie sit en daar wil ek God aanbid. Terwyl die Here baie duidelik gesê het, daar is 'n Sabbat waar hulle dan ook moes gegaan het om te gaan luister na die woord van die Here. En weet jy wat gebruik ons vandag as 'n verskoning? COVID. COVID het ons geleer. En hoeveel mense vandag probeer hulle eie godsdiens voor God skep. Dis hoe ek God sal dien, terwyl ons nie die Bybelse voorskrif volg nie. Hoe sien ons hierdie eie waan? Ons sien dit in trotsheid. Dit word geopenbaar in selfverheffing. Ons sien dit wanneer daar 'n nietige ou werkie gegee moet word. Daar moet in die tuin gewerk word. Dan sê hierdie persoon, maar ek het soveel ondervinding en soveel geleerdheid. Nou vra hulle, ek moet in die tuin gaan werk. Hulle wil hulle nie verneder onder die kragtige hand nie. Predikers wat hulle ook in daardie stryk laat val. As hy 'n hoorspreker is by 'n konferensie, dan moet almal verstaan, ek is daardie hoorspreker. Daardie persoon met al sy rykdomme, mense moet verstaan, ek het daarom geld. En so kom daar die eie waan en dinge na vore. Ek word nie genoeg waardeer in die gemeente nie. Hoe kry ons dit nie in die tyd waarin ons lewe nie? En ons sien hoe daar die onrein hart geopenbaar word. Selfbejammering is nog 'n ander saak wat vir ons in die woord van die Here baie duidelik na vore kom. Jesaja daar onder die bos, nadat hy daar die oorwinning behaal het en daar die Baalpriesters geslag het. Die Here moes vir hom kom sê, wat maak jy hier? Hy wil homself kom bejammer. Ag Here, nou kan ek maar gaan. Ek het my werk voltooi. Die Here sê, jou werk is nie voltooi nie. Gaan terug. So baie mense wil hulle self bejammer. As mense my nie raak sien of my nie erken nie, dan begin ek myself te bejammer. En wat doen ek? Ek gaan bekla my lot by ander oor dit wat ek nie gekry het of dit wat mense nie raak gesien het wat ek gedoen het nie. En so kom selfbejammering daarin en ek raak teruggetrokke binne in die diens van die Here. Is dit waar die Here wil hê jy moet wees? Jesaja, nee, staan op, gaan terug. Daar's nog 'n werk wat jy moet doen. Hoeveel keer vind ons dit nie in die kerke nie? Daai selfbejammering. 'n Ding wat nog uitkom is woede. Dit skuil daar binne in die hart. En die beste om dit te illustreer vir u is soos 'n verspiewende berg. Daar die lawe daar in die onderkant is besig om te kook. Dit word nie altyd gesien nie. Later daar net 'n rookie wat daar trek, maar nie lank daarna nie. Dan borrel daar die dinge daar uit. Sien ons dit nie? Daai kos nie betyds reg is nie. Dan klop dit hier so in die are, nê. En ek is bloedrooi in die gesig. Wanneer hulle nie gou genoeg klaar maak nie, en ek by hulle gesoebat en geplei het, en ek kom daar in die kar, en ek moet daar sit, en ek moet daar wag, dan raak ek raderend bloedig in die gesig. Is dit nie? Daar die woede in hierdie hart. En dit kom op verskillende wyse dan ook uit. Gee hom net die regte geleentheid en hy wys vir jou wat daar binnekant skuil. Hoor wat sê die woord van die Here. Dit is my so kosbaar as Kolossense 3 daarvan getuig. En hy kom wys vir ons hoe moet ons leef. Hy sê maak dan dood julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgode diens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het. Maar nou praat hy met die kind van die Here. En hoor wat sê hy, wat skuil daar nog in my hart? Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het en julle met die nuwe mens bekleed. Skuil dit regtig in my hart hierdie woede? Ja. Die jaloesie tussen Miriam en Aaron, toe Moses met daardie Kusitiese vrou getroud was.
Hoe hulle teen hom in opstand gekom het en die Here met hulle moes gehandel het. Omdat hulle teen sy leierskap opgestaan het. En Miriam raak melaats. Hoeveel keer gebeur dit in die tyd van vandag nie? Waar kom die probleem in? Hierdie ou bedrieglike hart. Ek gee voor ek is eerlik. Ek lieg om los te kom, bedrieg ander persone terwyl ek weet wat die waarheid is. Ek probeer mense te verlei. Waar lê die groot probleem? Hier binne in die hart gesetel. Kan ek hier maar net weer eens na die probleem toe vat, soos wat Paulus dit vir ons wys in Romeine hoofstuk 7. Hy sê die sonde wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Hier binne in my hart is daar die bondgenoot wat uitgehaal moet word. Die probleem lê binne in my hart. En hoor mooi, dis nie iets wat ewe skielik kom nie. Maar is iets wat al lankal saam met my loop, waarmee die Here moet kom handel. Fout lê in die hart van die mens. Dit is maklik om die omstandighede die skuld te gee, maar die ware probleem word nie aangespreek nie. En die probleem is hier in my hart. 2 Korintiërs 6 vers 12, nie in ons het julle dit te nou nie, maar in julle binneste het julle dit te nou. Hierdie bondgenoot van die duiwel het hier binnekant in my hart kom werk. Hy skuil hier binne in my hart. En dit is juis van daar waar hierdie onrein hart ook kom. En daarom het Paulus dan kom uitroep as hy daar in vers 24 sê, ek elendige mens, hy besef sy toestand. Hy besef hier's 'n probleem hier binnekant. Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? En om dit reg te verstaan, moet ons verstaan, wat is hierdie bondgenoot wat hy hiervan praat. By die kind van die Here is daar 'n probleem binne in die hart. En die Bybel sê dis die sonde wat in my woon. En nou kom hy en hy kom wys vir ons eintlik 'n praktiese illustrasie. En hy sê vir ons, dit is die liggaam van hierdie dood. Waarna verwys hy? Hy verwys na hierdie persoon wat nog lewe. En daar was 'n teregstellingsmetode, en dit was om 'n dooie liggaam te vat en aan hierdie persoon vas te maak. En dan soos hierdie persoon begin ontbind, begin hierdie werk binne in hierdie persoon wat lewe te vreet. Daardie wurms, met respek gesê, en ek is jammer as ek miskien hierso kan ek die Engelse woord offend, as ek 'n ding sê wat u nie van hou nie, maar dis presies die illustrasie wat Paulus hier gebruik. En ek het hierdie liggaam wat aan my vasgemaak is, hierdie liggaam van die dood, hierdie inwonende sonde waarvan hy praat. Wie sal my verlos van hierdie inwonende sonde? Wie sal my verlos van hierdie liggaam van hierdie dood? En hy roep uit, hy sê, daar's net een wat dit kan doen, in vers 25. Ek dank God deur Jesus Christus, ons Here, om los te kom, om verlos te word van daardie liggaam, van daardie dood, beteken dat die Here daardie sonde moet kom uithaal, dat hy daarmee sal kom handel. En daarom praat hy, dat ek verlos kan word van hierdie inwonende sonde, hierdie liggaam van hierdie dood, en net Jesus Christus kan dit kom doen. Hoe gebeur dit? Wanneer ek besef in watter toestand ek is. Ek, elendige mens. Hier's 'n fout binne in my hart. Ek sien dit vanaand. Dis baie duidelik vir my uitgewys op verskillende wyse. Daarmee murmurering, daardie kla teenoor leierskap, daardie jaloesie, daardie dinge wat ontstaan in my hart, kom uit 'n onrein hart uit. En die Here wil daarmee kom handel, hy wil my kom verlos van die liggaam van hierdie dood, hy wil my kom vrymaak van hierdie liggaam van hierdie dood. Hierdie bondgenoot van die Satan wat in my wil kom werk, om my lewe te kom vernietig.
Daarom dat die woord van die Here is vir ons sê in 1 Johannes 1 vers 7, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Hoor jy mooi? Net soos by my redding, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade na die rykdom van sy genade, moet ek weer eens by die bloed van die Here kom, sodat hy my hart kan kom reinig, my skoon kan kom was, en waar daar 'n totale oorgee aan die Here nou kan plaasvind. Maar ek moet eers die toestand besef waarin ek is. As hy dan ook vir ons sê 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, net soos by my redding, het ek met my sondes in totaliteit na God toe gaan, my hele pakkie vir hom gegee. Maar nou kom ek na hom toe en ek sê, Here, maar hier's 'n probleem nog hier binnekant. Kom handel daarmee, as ons sondes bely. Ek besef, Here, hier is inwonende sondes wat U moet kom uithaal, as ons sondes bely. Ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid, die onreinheid in my hart, my daarvan te reinig. Het jy al by daardie plek gekom? Jy het miskien al daardie redding deelagtig geword. Maar vanaand besef jy is nog in die woestyn lewe. Jy het nog nie deurgegaan met die Here. Hier's nog dinge in my lewe wat nie reg is nie. Hier's 'n onrein hart en die Here moet daarmee handel. Dat u vanaand miskien dit besef, maar die probleem lê in my hart. Die probleem lê nie by my boetie en by my sussie nie. Dit lê nie by my kerkmense nie. Die probleem lê binne in my hart. En die Here moet my kom reinig. Hy moet my kom verlos van die liggaam van hierdie dood. Mag die Here genade skenk. Mag sy woord self die oortuiging deur die Heilige Gees in ons harte vanaand kom werk, dat ons mag sien daardie wonderlike verlossing wat God kom bewerk het deur Jesus Christus. Sy kruisdood was nie net om ons te red nie, maar ons ook vry te maak van hierdie liggaam van die dood, die inwonende sonde. Mag die Here genade skenk, dat u ook daardie genade ook van God mag ken in die eie persoonlike lewe. So nie, bly agter, kom praat met my, dat ons daarmee kan handel, en dat u kan regmaak met God, die verhouding tussen u as kind met u Vader herstel kan word vanaand. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil vir u dankie sê vir die wonderlike genade. Dankie dat u ook Jesus Christus daar in die kruis laat sterwe het, sodat daar ook reiniging van hierdie inwonende sonde kan wees, sodat ons kan reg lewe voor u, 'n totale oorgewe aan u, waar daar ook met hierdie inwonende sonde gehandel kan word by die bloed van Jesus Christus. Dankie vir die wonderlike voorsiening. Ek wil kom bid, Here, vir 'n individu vanaand, iemand wat hier sit, iemand wat miskien sal luister oor watter medium ook al, dat hulle sal reageer op hierdie woord en sal buig oor die woord, en dat hulle God se aangesig sal soek, totdat hulle reg gemaak het, ook met dit wat in hulle hart en lewens se probleem is. Ontmoet u ook met elkeen van hulle, en word u ook daarin verheerlik. Ek wil maar weer eens vra, terwyl almal se oë toe is, nie besef vanaand, maar Here het met my op 'n besondere wyse gepraat. En ek besef waar 'n probleem in my lewe is, en ek wil regmaak met die Here, dat u net 'n hand op sal steek, as 'n teken dat ek vir u moet bid, en dit weer laat sak. Is daar iemand? Dankie, ek sien daai hande. Dankie. Hemelse Vader, u het elke hand gesien wat vanaand opgegaan het. Hulle wat miskien nou in benoudheid is, besef, maar ek is nie op die plek waar ek moet wees nie. Hier's dinge in my hart en my lewe wat hier skuil, en ek kom agter deur die woord, wat is hierdie dinge? Here, dat u daarmee sal handel, dat u so 'n persoon sal kom reinig, kom heilig, vir u saak en vir u koninkryk. Word u daarin verheerlik om Jesus naam ontwil.
Amen.